Ek is bly dat jy in die huis van die Here is. My computer het opgepak, hy wil niks weet nie, hy wil nie aangaan nie, hy wil niks doen nie, ek moet maar vir Nicole vra dat slim pa wat computers ken, kyk of hy met daai ding kan iets in die hande kry. Sorry, daar's nie vanmôre, ek kon nie print nie, ek kon niks doen nie. Ek is bly dat oom Dominee Koos vanmôre saam met ons in die huis van die Here. Daar sit nog 'n dominee daar agter. Mooi man. Daar's bly moeder dat julle vanmôre saam met ons in die huis van die Here is. Onthou julle wat het hy gepreek aan 'n dag? Van recycling en van die ashoop. Ons hart is so diep getref. Ek het jou paar keer probeer in die hande kry, dominee, om dat jy hierdie apostolies kan kom wakker maak. Bly dat julle vanmôre saam met ons in die huis van die Here is. Pastoor Stein, bly julle is hierso. Nika en Bianika en Zianika, bly dat julle vanmôre saam met ons is. Ek wil daai twee vreemdelinge ook verwelkom vanmôre saam met ons. Mag die Here julle seën, mag hy vir ons gee vanmôre na die rykdom van u heerlikheid. Ek kan julle ook amper verwelkom, maar sal dit nou nie heeltemal doen. Ek gaan vanmôre sommer met u uit die woord van die Here praat wat die Here op my hart gelê het en Pastoor Stein is lief om dit te sê. Ek praat heeltyd met myself. Nee. Die hele dag lank praat ek met myself en ek vertel myself baie goed en ek is heeltyd besig met myself. En ek het agtergekom daar's 'n ander ding wat net so hard saam met my werk soos met myself praat, is my imagination. Imagine dit van die Weet jy, Koos, baie keer die dinge wat ons imagine is die bad dinge in ons lewe. Imagine ek word siek. Imagine ek het die einde van die maand nie geld nie. Imagine dit loop verkeerd. Dis mos wat ons imagine. Maar ons imagine nooit oor die goeie goed wat met my kan gebeur nie. Ja, ons droom drome, ons sien gesigte en wat. Maar gewoonlik wanneer ek imagine, dan imagine ek wat kan in my lewe verkeerd gaan, maar ek wil hê julle moet vanmôre na daai prentjie kyk. Daai kat het eintlik 'n verskriklike cheek om te skiem hy's 'n leeu. Maar ek dink dis wat die Here vanmôre vir ons wil sê. Imagine jy is 'n oorwinnaar. Imagine alles gaan beter gaan van hierdie dag af. Imagine jy het volkome genees. Imagine die boyfriend van my lewe kom in my lewe. Ek moet nie omstamp nie, hy is nou al groot genoeg om 'n girlfriend te kry. Imagine. Nou word ek baie keer bang as ek imagine ons moet nog 20, ek weet die jong mense, hulle wil hê die lewe moet nog 20 jaar aangaan want hulle wil trou en kinders hê. Maar met al ons pyne en skete, met al ons sorge van ons lewe, imagine net ek moet nog vir 15 jaar op die aarde wees. Ek kan skaars in die oggend uit die bed uit klim, imagine oor 10 jaar. Oom George, imagine nog 10 jaar suffering. Die Bybel leer ons 'n verhaal van koning Agab. Hy was 'n koning van Israel gewees. En hy vertel vir ons 'n storie en ek wil dit graag vir jou lees vanmôre. Waar's konings nou weer? Wie kan my sê waar's konings nou weer in die Bybel? Nee? Genesis, Exodus, Levitikus, Lukas, Deuteronomium, Johannes, Handelinge. Kom ek lees vir u wat sê die woord van die Here. 1 Koning 16 vers 29. Die verhaal gaan oor koning Agab, dat hy koning in Israel was en hy het 'n baie bad girl getrou. Die konings van Israel was veronderstel gewees om kinders van God te wees wat Israel moet lei op die weg wat God wil gehad het hulle moet lewe.
En dan kry ons hierdie konings, as jy vat vir koning Salomo en koning Dawid en al hierdie boeis het ergens op die pad het die manne die mekaar geraak. En hier kom koning Agab en hy raak verlief op 'n prinses van die kant af. En Agab die koning van Omri het oor Israel koning geword en in die 38ste jaar van Asa die koning van Juda. En Agab die seun van Omri het in Samaria oor Israel 22 jaar geregeer. En Agab die seun van Omri het gedoen wat kwaad was in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. Hy het Jezebel, die dogter van Etbaal, dis Baal worshippers, die koning van die Sidoneërs as vrou geneem en Baal gaan dien en voor hom neergebuig. Koning van Israel gaan buig hom neer voor die Baal afgode. Imagine dit. Imagine dit. En vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal wat hy in Samaria gebou het. Imagine. Yes, ek kan dit nie eens imagine nie. Imagine ek sit hier 'n Baal afgod in. En imagine die hele volk dien saam met koning Agab en Jezebel hierdie Baal afgode. Want dis wat gebeur het. En Elia, dis die profeet van die Here, uit Tisbe in Gilead, het vir Agab gesê, so waar as die Here leef, die God van Israel, voor wie se aangesig ek staan, dat daar geen dou of reën in hierdie jare sal wees nie, behalwe op my woord. Wat was as Israel voor God gesondig het, wat was die straf gewees? Hongersnood. Onthou julle die tyd van Samaria? Was daar hongersnood gewees, die vyand het die hele plek afgekordon en daar was nie ingaan, uitgaan nie, en daar was hongersnood in die land. En vir die soveelste keer in Israel, in Israel is daar weer hongersnood as gevolg van die sonde van die volk, as gevolg van die koning en sy prinses. En 'n geruime tyd daarna, 3,5 jaar daarna, het die woord van die Here in die 3de jaar tot Elia gekom en gesê, gaan heen en vertoon jou aan Agab, ek wil reën gee op die aarde. Jy sien, somehow, was daar nog kinders van God wat gebly bid het, sê, Here, daar's hongersnood, daar's 'n probleem, daar's 'n behoefte in my lewe. My God can do anything, hulle het op God bly vertrou. En die Here luister na die gebed, en hy sê vir Elia, gaan sê vir Agab, ek wil reën gee, en daar was hongersnood in Samaria gewees. En net toe Agab vir Elia sien, onthou ons lank uit mekaar gewees, net toe Agab vir Elia sien, sê hy vir hom, is dit jy, beroerder van Israel? Ek weet van 'n ander beroerder van Israel gewees. Sy naam was Jesus. Hy het Jerusalem en die Jode in beroering gebring. Daar was 'n lang tyd gelede gewees dat ek 'n beroerder was. Daar's 'n tyd dat ons siele vir die Here gewen het met alles wat ons gehad het. En somehow het ons stemme stil geword. Nee. Wanneer laas het ons 'n siel vir Jesus gewen? Toe sê hy, ek het Israel nie in beroering gebring. Dis Elia wat vir die koning so sê. Maar u en u familie deur die gebooie van die Here wat u verlaat het en agter die Baals aangeloop het, stuur dan nou die hele Israel by my bymekaar kom op die berg Karmel oor die 450 profete van Baal en die 400 profete van Asaria wat aan die tafel van Jezebel eet. En Agab het gestuur en onder al die kinders van Israel en by die profete op die berg Karmel by mekaar gekom. Elia, God lê 'n ding op Elia se hart. Gaan bring Israel terug Karmel toe. Sê vir hulle, daar's 'n appointment op Karmel wat God met hierdie mense wil hê. Onthou, Israel dien op hierdie stadium, dien hulle die Baal afgode.
En Agab het gestuur onder die kinders van Israel en die profeet op die berg Karmel bymekaar laat kom. En Elia het nader gekom en vir die hele volk gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Daar kom 'n tyd in ons lewe dat ons nie 'n kommitment wil maak nie. Ons hoor wat die Here sê. Ons weet dat die Here ons liefhet. Ons weet dat Jesus kom en ons weet al hierdie ding, maar ons wil nie 'n kommitment maak nie. Die volk het niks gesê nie. Toe sê Elia vir die Here volk, kom nader na my toe. En die hele volk het nader gekom na hom en hy het die altaar van die Here herstel wat afgebreek was. Ek wonder hoe lyk die altare in ons lewe. Die altaar van gebed, die altaar van afsondering, die altaar van toewyding. Ek wonder hoe lyk daai altaar. Maar Elia het hierdie altaar herstel wat gebreek was. Volgende Sondag het ek 'n swart gemeente genooi om saam met ons te kom kerk hou. Miskien staan jou hare reg op jou kop en sê, ek wil jou challenge om volgende Sondag in die kerk te wees. Ek wil vir u wys wat gebeur wanneer daar 'n gebedsgees onder die volk is. Jy mag dit nie mis nie. As jy sê, ek hou nie kerk saam met hulle nie, ek challenge jou, kom hou kerk saam met hulle. Jy lewe gaan nou, ek sê nou vir jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Ek word nie gesê het, ek wil julle in 'n lokval gelei het en almal vir julle in die kerk gebring het, gesê gaan koekies en tee wees, en dan het ek julle met 'n slaapriem gevang, maar nou is dit uit. Ek wil hê julle moet iemand saam nooi. Ek wil hê, ek gaan self preek, ek sal met 'n bietjie Engels tussenin preek, ek weet nie gaan ek dit reg kry nie, maar ons gaan kerk hou volgende week. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, die profeet Elia nader gekom en sê, Here God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat u God in Israel is en ek u knegt, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Antwoord my Here, antwoord my. Nou daar's 'n lang storie voor hierdie gebed wat hy gebid het. Hy het vir hierdie ouens gesê, ons gaan vandag kyk wie is God. As God is, dien hom. As Baal dan dit is, dien hom. Toe het hulle mos 2 bulle voorberei, julle onthou die storie, né? 2 bulle geslag, hulle het vir hulle altaar gebou en Elia het vir hulle altaar gebou, die altaar reggemaak, het die altaar nat gegooi, na het water geloop en al die storieetjies, né? Toe bid hy, toe sê hy, die God wat antwoord met vuur sal God wees. Antwoord my Here, antwoord my sodat hierdie volk kan erken dat u Here God is en dat hulle hulle hart tot u laat terugkeer. Daarom het die vuur van die Here neergeval op die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water en die sloot was opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God. Die Here is God. Ek weet nie wat het in Agab se lewe gebeur nie, want hy het alles gesien. Toe sê Elia vir hom, en hy stuur vir Gehasie, en hy sê, gaan kyk of die reën kom, en ek dink hy het 7 keer gegaan. Toe sê hy, daar is 'n wolkie so groot soos 'n man se hand. Toe sê hy vir Agab, maak jou reg, dit gaan reën. En toe die Bybel sê, en daar was 'n wolkie soos 'n man se hand uit op die see. Toe sê hy, gaan op, en sê vir Agab, span jou in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart en die wolke en die wind, en 'n groot reën het gekom, en Agab het op die wa geklim, en weggetrek na Jezreel. Jezreel is waar sy paleis was. In die reën, met die stortreën, jaag hy terug Jezreel toe, terug na sy paleis toe. En so gaan hierdie aand verby. Hy kom by die huis, seker sopnat gewees van die reën, die perde het nie vinnig genoeg gehardloop nie, en so sit Agab en sy prinses Jezebel die volgende oggend op die stoep in die paleis, en Agab se kinder. Hy sê, weet jy wat het gister gebeur? Hy sê, nee, wat het gebeur? Hy sê, en hy vertel die hele storie soos dit gebeur het, en Jezebel word woedend kwaad vir Elia. En wat doen sy? Kom ons kyk wat sê die woord van die Here. En Agab het aan Jezebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles.
hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarom stuur Jezebel, 'n boodskapper na Elia toe om te sê, mag die gode so doen en daaraan toe doen. Ek wil hê jy moet iets vanmôre mooi raak sien. Elia is 'n man wat vuur uit die hemel uitroep. Hy bid en daar kom reën. Hy ken die stem van God. Maar Jezebel met haar afgode wat onderworpe is aan die krag van God, sy stuur vir 'n boodskap en sê, mag dit wees volgens die gode dat jy môre sal wees soos een van hulle wat jy geslag het. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Nou sê die Bybel, en toe hy dit sien. Die Griekse woord of die oorspronklike taal van sien is ra'a. Dit beteken vision. Dit beteken om te imagine. Toe Elia sien hoe hy stikkend gekap word. Imagine net hierdie ding. Verstaan wat 'n voorbeeld kan ek gebruik? Jy kry 'n boodskap, of dit nou WhatsApp is, en of dit 'n telefoonoproep is, of whatever dit is, of iemand kom sê vir jou, jy gaan vanaand doodgaan. Imagine dit. Ons is almal kinders van God, maar die simpelste, kleinste dingetjie, imagine ek wat verkeerd kan gaan en as my lewe help. Vriend, 'n simpel oproep, 'n simpel boodskap, 'n simpel iets wat iemand sê. En ek imagine hoe bad hierdie ding in my lewe kan wees en dit sê ek neek dit my lewe op. Ek sê Vrydag by die begrafnis vir die mense, imagine jy gaan vanaand dood. En ek wil nie 'n klomp imaginations uitsit nie, want dit kan dalk, jy kan dalk voel daar gaan nou baie dinge met jou gebeur. Maar imagine jy kry slegte nuus. Wat gaan jy met dit doen? Elia, man van God, vuur uit die hemel uit, reën, bid, daar kom reën. En 'n afgodsdienaar res sê vir hom, ek, Boetie, gaan jou slag soos jy my mense geslag het. Wat sê hy? Wat sê sy? Mag die gode so daaraan toe doen. Van wanneer af skrik ek vir 'n afgod? Van wanneer af sou Elia geskrik het vir 'n afgod, as hy nou net vuur uit die hemel uit geroep het? Weet jy wat, kind van die Here, daar is tye in ons lewe wat ons moeg word. Daar is tye in ons lewe wat die pressure van die lewe ons uitmergel, en ons is kinders van God, ons is gesalf, ons bid, ons lees ons Bybel en ons dien die Here, maar daar kom 'n tyd in jou lewe, oom Koos, julle ouens wat lank in die bediening was, dat jy word moeg. Vanaand die dominees en die pastoor. Jy word fed up. Jy word moeg. Jy kan nie meer nie. Dit voel vir jou, jy kan nie meer nie. En nou sê iemand vir jou, imagine. En ek het nou baie gedink, ek is lief om hierdie imagine te gebruik. Maar dis wat ons doen. Ek praat met myself, die hele tyd praat ek, en terwyl ek praat met myself, imagine ek sekere dinge. En as dit nou nog goeie goed is dit alright, maar ons imagine altyd die bad dinge wat met my kan gebeur. Ek imagine as die einde van die maand nie my huis kan betaal nie, gaan ek my huis verloor. Ek imagine as my kar breek, het ek nie geld om hom reg te maak nie, nee. My ou lieflingsuster, wat imagine jy?
Wat imagine ons Boeta? As daar 'n skielike pyn nie tussen my blaai is, imagine ek gaan vanaand doodgaan en gaan 'n hartaanval hê. Imagine jy kry nooit 'n girlfriend nie. Dan was hierdie week in 'n baie lelike ongeluk, 'n ou het hom van agteraf in hom gery op die Kreesoppad, né? Ry flat agter hom in, kom van die ander baan af, ry flat en imagine hy het sy nek gebreek. Imagine jou muscles groei nie groot genoeg. Imagine jy moet nog 20 jaar lewe hê. Stop. Wat imagine jy, sussie? Org. Bietjies. Dis sommer net 'n ou preekie. Kom ek lees vir u iets. Imagination is the ability to form a mental image. Imagination is the ability to form a mental image. It is the representation of a person's mind of the physical world outside that person. Of something that is not perceived, wat nie waargeneem word nie, through the 5 senses. It is the ability of the mind to build a mental scene, pictures, objects or events that do not exist. Ons imagine goed wat nie bestaan nie. A mental breakdown is an acute, time-limited mental disorder that manifests primarily as severe stress-induced depression, anxiety in a previous functional individual, to the extent that they are no longer able to function on a day-to-day basis until the disorder is dissolved. Imagination makes it possible to experience a whole world inside the mind. Elia imagine, hy voel al die swaar tussen sy blaaie. Sy imagination word so sterk dat hy gaan doodgekap word, dat hy hardloop dag en nag 95 myl ver na Berseba toe, dink ek is dit. Berseba toe. En toe hy daar kom, toe sê hy vir sy dienskneg, bly jy agter. En ek het nou gewonder hoekom het hy vir die dienskneg gesê, bly agter. Hy het gevoel, hy wil nie voor sy ou doodgekap word nie. En hy los hom daar en hy vlug nog 25 myl in die woestyn in. Hy probeer so ver van Jezebel afkom, dat hy hardloop en hy's binne in die woestyn, buitekant die jurisdiksie van koning Agab. So ver kom hy weg, want hy imagine hoe dit voel wanneer hy het gesien toe hulle doodgekap het, hierdie profete. En nou imagine hy hoe hy in stukke gekap word. En hy wil dit nie voor Gehasie doen nie. Dit gaan nou nie goed lyk nie. En hy hardloop weg deur sy imagination hardloop hy weg van dit wat gesê is. Ek vra jou kind van God, wat imagine jy? Pastoor Steyn, kom staan hier. Wat sê jy vir jouself? Wat imagine jy kan gaan saggies speel? Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink, wat het jou hierdie week upset? Wat het dit
Wat is dit wat jou imagination op hol gesit het? Ek praat nie van die kwaai goed wat ons imagine en ek gaan vanaand lekker kos eet en al hierdie great dinge wat ons imagine. Ek praat van bad dinge in jou lewe waar die duiwel vir jou sê you're not gonna make it.